Nou voor ons afskop, wil ek gou ietsie deel wat laas Sondag gebeur het, wat hierdie diens nou heel gemis het. So in die Engelse diens, laas Sondag het Johan ons nou vinnig gesels oor, hoe hoor jy die Here? Party hoor hom ons met 'n stem, party met gevoel, en dan hoe die Heilige Gees werk deur mense. So in die Engelse diens het hier 'n toeristepaartjie opgedaag, ou oom en tannie wat van die boot afgeklim het. En hoe dit werk is, die boot laai almal in 'n bus, vat hulle mall toe, 7 uur die oggend, laai hulle daar af, al die winkels is nog toe, maar hierdie kappeltjie, paartjie, Afrikaanse diens, soek toe 'n kerk. En daar by die mall is nie 'n kerkie. En hulle sien toe Sint Gabriels oor kan die pad, en hulle is van Engeland, so dit lei toe 'n klokkie, iets moet dan nou hier wees, en iemand daar verwys hulle na gemeenskapskerk. OK, stap 1. Nou is hulle hier in die straat Google Try Community Church soek. En terwyl hulle dit doen, trek 'n kar langs hulle. Is julle verdwaal? Soek julle waarmee? Nee, ons soek hierdie 'n taxi om ons te vat na hierdie plekkie. Nee man, ek weet waar dit is. Klim in die kar. En die persoon bring hulle hiernatoe. Het nie saam ingekom nie, net afgelaai en weer gegooi, en die kappel kom in die diens in. Op die diens waar Johan praat van hoe die Here kommunikeer en mense stuur. Is dit nie ons God nie? Ons kan 'n hande klap gee. So met daai entrance wil ek vanoggend die vloer bietjie oopmaak. Wie het nog so 'n storie om met ons te deel vir bemoediging vir die res wat in hierdie laaste tyd vir ons kan wys hoe die Here werk, hoe hy praat en hoe hy mense saamtrek en benut. Is daar iemand wat so getuienis het? Ek weet nie van hoeveel van julle weet hoe stadig groei 'n galjoen nie. Okay? Ek is 'n visserman, so ek wys met my hande. 'n Galjoen omtrent daai size is omtrent so 8 na 10 jaar oud. Okay? Dis hoe oud 'n galjoen is wat daai size is. Okay. Nou kom kuier 'n vriend van my vir my van Gansbaai af. En ons twee gaan hengel. Hy hou van visvang en ek hou van visvang en ons spandeer 'n lekker dag saam. En ons wag vir 'n ou oom met wie ons 'n afspraak het wat saam met ons wou visvang. En ons staan naderhand vir 2 ure lank op 'n plek wat ek in my siel weet, hier's nie vis nie. Okay. Nou skuif ons 400 meter. Sorry, ons toets eers die plek waar ek dink daar's vis, maar daar's niks vis nie. En ons skuif toe 400 meter na 'n plek regs, want ons wil meer visueel vir die oom wees as hy ons dalk kom soek. In elk geval, ons staan daar. Ek sê vir my vriend Andries, ek sê Andries, want hy kan water lees. Hy kan goed water lees. Ek sê vir hom, Andries, as jy 'n lekker plek sien, sê vir my, dan gooi ons daar. Hy kyk hy plek so, hy sê nee, hier gaan niks aan nie. In elk geval, ek vat my visstok en ek gooi hom in en ons hang daar rondom die bakkie en ons gesels en ons 'n halfuur gaan verby. En ek trek my stok in en ek sê vir julle, ek het nie geweet wat daar anders nie. Ek trek 'n bamboes in. Mense, toe lê daar, ek weet nie of julle al vis gevang het nie, maar as daar so 'n ding inkom, nê, en daar lê so 'n dik wit lyf wat so vir jou kyk, nê. Toe hang daar 'n galjoen. Hy was 49 cm. Hy was 2.2 kg. Dis 'n krokkennoster van 'n galjoen. In elk geval, nou sit en dink ek, nou moet die galjoen seker Gansbaai toe vlieg. Ek deel alles. Julle kan my selfs my bakkie leen, hè, maar moenie vir my vra vir 'n galjoen nie. 'n Galjoen, daar moet ek moet nog die oorwinning oor daai synigheid kry. Maar in elk geval, maar so dink ek nou, hierdie galjoen moet Gansbaai toe vlieg. In elk geval, maar ek sê vir Andries, hierdie goed swem nie alleen nie. Hierdie ou galjoene, hierdie groot galjoene, hulle het altyd 'n chommie of 2. En Andries besluit maar, hy gooi ook nou maar sy stok in. Kwaa, daar vang hy 'n galjoen. 49 cm. Nou my eerste woorde wat ek vir Andries is, ek sê, "Jene Andries, kyk hoe seën die Here vriendskappe." Kyk nou net, ek en 'n ander vriend van my, julle ken hom, Ben van Wyk, ons was een keer Konene toe. Toe vang hy 'n 181, dis 'n 64 kg kabeljou. Ek was groen van jaloesie, totdat die Here vir my ook een gegee het van 181. Okay, maar in elk geval, nou begin ek dink en ek sê vir Andries, besef jy, hierdie 2 galjoene is seker
maak dit 30, maak dit 40 jaar oud. Hierdie galjoene was gebore toe Namibië nog Suid-Afrika was. Dis hoe lank terug hierdie galjoene gebore is. Vir al hierdie jare, as daar 'n spottie kom en hy wil hulle hap, as daar 'n bronsie kom en hy wil hulle hap, die Here het hierdie 2 galjoene opgepas. Hy het hulle so met sy oë dopgehou en gesê, los daai 2, dis Andries en Henning sinne. Vir die afgelope 40 jaar, the Lord was mindful. Die Here het vir my en Andries iets in gedagte gehad. So klein soos 2 galjoene vir die laaste 40 jaar. En ek begin besef hoeveel die Here vir my sorg. As hy vir my wys hoe hy dinge orkestreer in 2 galjoene. Come on mense, 2 galjoene. Hoeveel meer is daar dinge wat agter die skerms gebeur in my lewe waar ek swaar kry? Ek word daar's 'n career changing ding wat by die werk gebeur. Ek verloor my werk, ek dit of dat. Maar die Here orkestreer agter die skerms goed, soos wat hy hierdie 2 galjoene. Ek bedoel in hierdie laaste 40 jaar was ek dalk in die Kaap. Terwyl ek in die Kaap is, het die Here hierdie 2 galjoene versorg. Ek weet nie van die van julle wat my ken nie. Ek het so 'n bietjie grondpad geslaan met besluite wat ek geneem het en goed wat ek aangevang het. En ek het net hierdie week besef dat soos wat die Here dinge vir my orkestreer. Ons het nou daai Efesiërs gedoen en ons het ons gawes gedoen en jy moet jou talente gebruik. En die Here vra, Henning, wat het jy gedoen met die talente wat ek jou gegee het? En ek het net besef dat, maak nie saak van die grondpad wat ek geloop het nie. Die Here het 'n verwagting op my. Hy wil graag hê, ek moet dalk iemand aanraak. Ek moet dalk vir iemand bid. Ek moet dalk iets doen. Ek het hierdie week, het ek saam met 'n vroutjie 'n job gedoen in die hawe. En sy het my so gekyk en sy het my so gekyk. En toe so 2-3 later kom sy terug na my toe, sê sy vir my, weet jy dat jy 8 jaar terug saam met my berading gedoen het, omdat ek in 'n motorongeluk was en ek trauma beleef het. Ek kon nie eers in 'n taxi klim nie. Nou het ek 'n bestuurslisensie. En ek het net besef, daar's talente wat ek het, wat die Here vir my gegee het. En maak nie saak van die grondpad en die dit en die dat wat ek slaan nie, die Here wil my gebruik. Okay, nou So vanoggend van fondasie na geestelike volwassenheid. Nou voor ons verder gaan, wil ek net sê, as jy klaar jou mind nou voor die tyd opgemaak het, maar ek is mature, ek is volwasse, is nog gepreek, ek ken hom al 10.000 keer, dan vra ek jou mooi, maak oop jou kop vandag. Maak oop jou hart vandag. Henning het die inleiding so mooi gedoen. En dit is weer eens nou 'n testimonie hoe die Here net alles bymekaar sit. En as ons nie intentioneel sensitief is en ons geestesoë kan oopmaak en sien hoe sy hand beweeg. En as hy nie 'n plan of 'n doel het nie, dan hou hy sy hand stil. Hy doen nie net ietsie vir doen nie. En dis met daai harts en mindset wat ek vanoggend wil hê ons hierdie woord moet approach. Dis baie vars, maar dit slot so in dit in. So ek het ook 'n storieetjie van waaraf hierdie kom Henning. Nou jy vang vis, ek bou huise. So hierdie week wat verby is, was maandeinde. Nou om Christus sal ook weet, daai tyd moet jy invoice. Maar jy kan net invoice as jy iets bewys vir die ingenieurs. So nou staan ek by die een site en ek sien hierdie gat wat ons noem fondasie. Dit lyk lelik. Dis net daar, is 'n sloot, hy's gestamp, hy's geprepare, die fondasie is reg en klaar. Maar dit lyk nie mooi nie. En ek het niks om verder te wys, want niemand soek net die fondasie nie. Nou soos Henning nou vir ons gesê het, laas jaar het ons gedoen Efesiërs. En nou Johan het die inleiding gedoen, dis die bloudruk, dis die plan. Die fondasie is gelê. Nou net gou recap, wie is die fondasie? Jesus.
Maar in Hebreërs 6 gaan ons vanoggend praat. As ons bly fondasie lê, maar nooit verder bou nie, is daar 'n probleem. Ons kan nou al hierdie erwe in hierdie dorp oopgrawe en al die fondasies klaar gooi en dink ons is klaar. Dis 'n probleem. En as ons elke keer net fondasies doen en fondasies doen en fondasies doen, lyk nie mooi nie. So Hebreërs 6 is geskryf aan die gelowiges. Dit gaan oor die basiese beginsels ken, wat die evangelie gehoor het. Dit gaan oor bekering, geloof, doop en opstanding verstaan, maar tog vasgevang is in onvolwassenheid. Dis wat ek vanoggend wil uitlig. Maak jou hart oop. Moenie dink jy ken nie. Kom ons gaan bietjie in, ons gaan evalueer ons vanoggend. En ons vra onsself, is ek mature, volwasse of nie? Want spin jy in 'n sirkel oor die fondasie en jy kan vanoggend hier sit en jy kan 80 jaar oud wees en jy dink I'm good. So, ons op daai ene. Is nie 'n maklike een vir my vanoggend nie, maar ons vat hom. Hebreërs 6:1 en 2 sê: Laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fundament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doop en die handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons wil nie heeltyd oor dit praat nie. Dit beteken nie dat ons die fondasie afskeep nie, maar dat ons geroep word om vorentoe te beweeg. Verstaan jy bekering? Verstaan jy die verlossingsboodskap? Die Here het vir ons gekom, Jesus het gesterf, ons het die ewige lewe. Boom. Daai is die fondasie. Daai is die fondasie. Jy's gered, jy het die ewige lewe. Dis vir Hebreërs geskryf. So is uit daai konteks uit wat ek vanoggend wil hê ons moet gesels. Waarheid 1. 'n Fondasie is belangrik, maar is nie die einddoel nie. Die fondasie is belangrik, maar is nie die einddoel nie. Wat is ons fondasie? Dis bekering, geloof, doop, opstanding en die ewige oordeel. Dis ons fondasie. Jy moet bekeer deur geloof, jy word gedoop, daarin staan ons saam met Christus op, 'n nuwe lewe en ons gaan 'n ewige oordeel hê. Kom ons maak so, ons stem saam, né? So is hierdie fondasie. Maar wat is die doel van 'n fondasie? 'n Fondasie is daar om gewig te dra. Nou wat moet die gewig wees? 'n Fondasie word ook eers gevier wanneer daar iets op het gebou word. Weet hulle in hierdie dorp verbygery en gesê, daai is 'n mooi fondasie. Nee? Jy ry verby en sê, check, die man het die huis uitgehaal. Daai see view wat hy daar het en kyk hierdie hoek hierso en dan vergeet almal van die fondasie. Kom ek maak hom geestelik vanoggend. Jy is die steen. So as die mense na jou kyk, wat sê hulle? Waarheid 2. Geestelike volwassenheid gaan nie oor ouderdom en bywoning nie. Wie was hierdie jaar al elke Sondag by die kerk? Ons korpunte daarom, nee. Geestelike volwassenheid is om verantwoordelikheid te neem vir dit wat God aan jou toevertrou het. Gehoorsaamheid, selfs wanneer dit iets kos. Onderskeidingsvermoë tussen goed en kwaad. Om te dien, selfs wanneer dit ongerieflik is. Nee, dis volwassenheid. Nou hoe kan ons dit in nou se tyd? Toe ek kinders kry, toe maak hierdie vir my baie meer sin. 'n Baba huil sonder enige beheer en op enige tyd. So wie van julle het al soos 'n baba gereageer? Ek gaan nie meer kerk toe nie want daai oom groet my nie. Gooi jy 'n tantrum. Kom ons vat gou 'n baba. Hy huil wanneer hy honger is
En is gewoonlik in die tyd wanneer dit jou as ouer nie pas nie. Nou hoe maak jy as volwasse? Hy kan nou maar huil, ek het nie nou tyd vir hom nie. Of los jy alles en jy gaan vat jou verantwoordelikheid en jy gee die kos. Sien julle die verskil wat vir my geoopbreek het? En ek dink ons almal ken dit, maar vanoggend wil ek hoor in die geestelike kant. Hoe reageer jy geestelik in situasies? Is jy die baba wat net huil? Of kan jy die een wees wat verantwoordelikheid vat, ongeag hoe jy voel? Wat dit van jou kos? Hoe moeilik dit is? Besef jy dis jou verantwoordelikheid en dat jy volwasse is. Fondasie is nou gebou, dis verby. Laat jy 'n bietjie prit. Is jy 'n baba? Verstaan jy die fondasie en daarom dink jy is volwasse, maar jy reageer nog soos 'n baba. Volwassenheid is sigbaar in getrouheid, toewyding, eienaarskap, die bereidwilligheid om verander te bou en nie net vir jouself nie. Dis volwassenheid. Weereens, ons as ouers vir kinders, waarop fokus ons? Vir die ander generasie. So as ons nou geroep word in die koninkryk, waarop fokus ons? Fokus jy op jouself of vir die ander generasie? Vir wat bou ons? Dis die vraag wat ek vanoggend bietjie wil hê, terwyl ons so op Efesiërs met die blou druk, fondasie is nou gelê. Ons word geroep na iets in Walvisbaai. Die vraag is, wat bou ons? Waarheid nommer 3. Geestelike volwassenheid fokus nie net op persoonlike gemak nie, maar op die koninkryk. Nehemia, hy was nie 'n priester of 'n profeet nie. Hy was 'n skinker. Maar volwassenheid het hom tot aksie gedryf. Hoekom? Wat ons harte aangryp, bring ons tot beweging. Is dit nie? As iets jou hart nie raak nie, dan sê jy soos, ek het nie tyd vir dit nie. Maar as iets jou hart vat, maak 'n mens tyd vir dit. En jy skuif goed uit die pad uit om dit te vat. Maar weer eens, in daai skuifproses kan jy soos 'n baba of 'n volwassene reageer. Jy kan of nou huil, laat alles moet stop en oor jou gaan, of jy kan nou volwasse optree en dit own. Eienaarskap vat. Weet, Nehemia was nie daar nie. Hy was ver van die muur af wat ons gebou gewees het. Terwyl dit op sy hart gedruk het. Nou, hoe werk dit nou vir ons nou? Volwasse gelowiges vra nie net, wat kry ek nie? I dare to ask. Hoekom het jy vanoggend gekom? Het jy gekom met die vraag, kom ek kom kry nuwe woord, openbaring? Wat kry ek? Hulle vra, wat dra ek? Waarmee help ek? Hoe staan ek by? Hulle sien die gebreekte mure. Hulle rapporteer dit nie net nie. Het jy gecheckt, hy mure is stik en dan moet iets gedoen word aan hom. Hulle tree in die gaping in. Weereens, ek se bou. Jy stap nie verby 'n krywe vol stene terwyl jy sien die ou wat daar besig is om te bou kort stene. En nou loop hy soek, iemand moet die stene vir daai man vat. Nee, hy vat die krywe en hy gaan gee die stene. Dis die toepassing van die kerk. Nou, ek praat nie van hier nie. Ek praat van die kerk. Ons moet van daar af begin. Dis vir die koninkryk. So, hoe is jy kerk waar jy is? Waar is jou eienaarskap areas? Waarheid 4, waar is laaste ene? Volwassenheid beteken om saam met God te beweeg, nie om deur hom gesleep te word nie. Doen ons dit ook baie keer nie. Hebreërs 6:1 begin met, laat ons nie stil staan nie. Dis 'n kollektiewe taal, nie toeskouers nie, nie individue nie, 'n liggaam wat saam beweeg.
Nou, die woord vanoggend is nie 'n skuldgevoel ding nie. Dis nie 'n sweep, dis 'n bemoedigende ene. Dis 'n motiverende ene. Dis een wat die regte vrae begin vra. Verstaan? Weereens die konteks wat ek vanoggend gesit het. Hebreërs 6 is geskryf aan die gelowiges. Hierdie is nie 'n roeping tot meer doen nie. Dis 'n hartstoestand. Hoe's jou hart? Dit moet 'n instink word. Jy moenie sit en geforseer word en 'n to-do lysie skryf. Ek moet doen. Wat gebeur met so iets? As jy te veel doen, wat gebeur met jou? Jy raak moeg, uitgeput, weg. Maar wanneer dit instink is, dan is dit net, dit vloei. Soos jy beweeg en net met jou alledaagse goed aangaan, gebeur dit outomaties. Want in Efesiërs het ons geleer, wie gee ons die krag? Die Heilige Gees. En deur hom bring hy die liggaam in een. So vir ons om in eenheid saam te werk, aktiveer dit die visie. Waar ons baie gemeenskapskerk is een kerk, een liggaam. Ja, ons het 2 dienste. Maar is dieselfde visie. En vir ons of vir jou, die mindset te kry van wat en wie jy is. Jy is jou fondasie nie. Is dit die visie wat is? Om Jesus intiem te leer ken en hom bekend te maak, waar ook al jy beweeg. Die missie is om die nasies te bereik deur God lief te hê en mekaar lief te hê. So dit begin altyd hoe Johan altyd sê, op daai verhouding, uit na daai verhouding. Dis 'n hart wat moet verander. So die vraag vanoggend is, as jy jou ouderdom wegvat, en jou commitments wegvat, kan jy jouself volwasse noem? Of staan jy nog stil by die fondasie? Hardloop jy nog in 'n sirkel op bekering, identiteit? Sien jy jouself nog as ek is 'n sondaar? Want wat het Efesiërs 2 ons geleer? Hy het al ons sondes klaar betaal. Ons is 'n medewerker saam met God. Of kan jy sê die volgende? Kies een van daai. En dan vat ons tyd vanoggend en ons dink bietjie. Waar het ek gemaklik geword eerder as om te groei? Watter verantwoordelikheid het God reeds in my hande geplaas? Watter deel van die muur is ek geroep om te help herbou? Verbruik ek meer as wat ek bydra? Vra die Heilige Gees vanoggend. Want ons is geroep om die koninkryk te bou. Elke ene. Dit gaan nie oor hoe jy lyk nie. Dit gaan nie oor jou ouderdom nie. Is jy dalk al klaar 'n deel gewys van 'n muur wat jy moet herbou? Maar jy hak vas by die fondasie. Ek sê goed genoeg nie. Hoe kan ek dit doen? Nee, Here, kry iemand anders. Of as jy 'n kind, ek het die tyd nie, ek is te besig, hierdie wêreld hou my aan die gang. Tantrum.
Besef jy jou verantwoordelikheid vanoggend? 'n Fondasie is waar ons begin. Volwassenheid is waar ons bou. Bou jy al? By jou huis, gesin, pappa? Bou jy al in jou huwelik, man en vrou? Bou jy in jou kinders se lewens in, pappa en mamma? Hoe lyk jou werksplekke? Is jou fondasie gesort? Want as hy gesort is, wat bou jy? Soos ek sê, daai dag wat ek op die side staan aan die fondasie, so kyk, toe spreek die Here regtig na my toe. En hy sê, dis hoe my kerk lyk. Dis tot waar ons gekom het. Fondasie is daar. Julle weet alles. En hy roep ons tot volwassenheid. Deur sy krag is niks onmoontlik nie. Die vraag is, waar is jou hart? En dis 'n mense struggle daai ene. Dis hoekom ons broers en susters nodig het. Jy weet, Israel het manna uit die hemel gekry. En tog nog steeds het hulle getwyfel. Waar is jou hart vanoggend? Waar is jou fokus vir hierdie 2026? Vra die Here.